Ek wil bietjie met jou praat oor Paulus se reis vanoggend, want ek en jy gaan ook op 'n reis. Ons is ook op 'n lewensreis wat ek en jy doen, en ek wil vir jou lees daarso in Handelinge 27, vir die wat Bybel het en wil graag saam lees daarso. Ek gaan net 'n klompie skrifte aanhaal, daarso in Handelinge 27, en ons sommer daar begin by vers 1 en 2. Het sê, en toe daar besluit is, dat ons moes wegvaar na Italië toe. Yes, dit is 'n lekker plek, hoor, ek dink daai is Italië. En hulle het Paulus en sommige ander gevangenes oorgegee aan 'n hoofman oor 100 van die keizerlike leerafdeling met die naam van Julius. En nadat ons in 'n skip van Adramyttium gegaan het met die doel om by die aanlegplekke in Asië aan te gaan, het ons afgevaar. En hier is nog 'n groot naam, Aristarchus van Macedonië, 'n man van Thessalonika, was saam met ons. Maar hiersoos, toe ek dit sien, toe sê ek, ja, weet jy wat, nee, daar sekere goeders wat verseker is in ons lewe. Sekere goed waarmee nie gaan wegkom nie, sekere goeders wat dit definitief is. En een van daai goed wat 'n sekerheid in ons lewens is dat ek en jy, elkeen van ons het 'n skip. Elkeen van ons gaan ergens heen. Ons het 'n plek waar jy gaan eindig. Dis nie noodwendig die plek waar jy wil eindig. Party gaan Italië toe, party Hawaii toe, party gaan Klerksdorp Dam toe, maar ons gaan ergens heen. Ons gaan ergens heen. Jy gaan ergens op eindig. Jou skip, jy is op 'n skip, op 'n lewensreis, jy gaan ergens heen gaan. Maar op so 'n skip is daar ook goed wat onseker is, wat nie gegarandeer is nie. En op daai skip, jy weet nie altyd wie's almal op jou skip nie. Het hulle sê ken jou vriendetjies, maar jy ken jou familietjies nie. En ons is familie. Jy weet nie altyd wie's op jou skip nie. Jy weet nie altyd wat is op jou skip nie. Elke skip het verskillende goeders. Party is 'n oorlogskip, party is 'n passasiersboot. Jy weet nie altyd wat is daar op jou skip nie. En jy kan ook nie altyd bepaal wat langs die pad gaan gebeur nie. Daar's goed wat gebeur op jou reis na die plek toe waarheen jy gaan. En ek wil bietjie met jou gesels oor dit, want ons elkeen het 'n skip. Ons elkeen gaan ergens heen. En dit sê daarso in vers 3, Handelinge 27 vers 3. En die volgende dag het ons by Sidon aangekom, en Julius het Paulus menslievend behandel, en hom toegelaat om vriende te besoek en versorging te ontvang. En ek wil vir jou sê, as jy op jou reis gaan, het jy 'n plek waar jy kan stop? Het jy 'n plek waar jy kan rus? Het jy 'n plek waar jou tank weer kan volmaak? Het jy 'n plek waar jy kan stil raak? Ek wil vir jou sê, die wêreld is so besig, en ons het soveel goeders om te doen, en baie keer gaan ons verby ons pitstoppe in die lewe. Ek en jy nodig om te sê, Here, wat is die pitstoppe in my lewe? Miskien like jy om 'n fliek te kyk, dis jou pitstop. Miskien wil jy saam met vriende kuier. Miskien wil jy net stil en wees en 'n boek lees. Ek weet nie wat is jou pitstoppe nie, maar het jy nog daai pitstoppe in jou lewe? Het jy nog daai oomblikke wat jy net kan sit en wat jy daai goedes kan geniet wat vir jou lekker is? Miskien is jy kunstig. Miskien hou jy van verf. Wanneer laas jy geverf? Wanneer laas jy 'n lekker boek gelees? Wanneer laas jy net 'n dag afgevat en nie skuldig gevoel nie? Wanneer het jy 'n bietjie laat geslaap? Net daar geslaap wat jy gevoel het, hierdie bed brand my nou, ek kan nou nie meer in die bed lê nie. Wanneer laas jy so gevoel? Wanneer laas jy vir jou 'n bietjie 'n lekker stytjie gebraai? Nee, wanneer laas jy 'n pitstop gevat? Vriende, alles balanseer op tyd. Ek en jy moet in balans wees. Partykeer gaan ons uit balans uit by die werk. Jy weet, en as ek en jy daar vashak, dan gaan iets anders uit balans uit. Jou verhoudings, jou familie, gaan uit balans. Jy moet as iets uit balans gaan so en toe sorg uit, maar kom weer terug in balans. Kom weer terug na daai plekkies van pitstop in jou lewe. Daai goedjies wat jou tank vol maak. Ons het dit nodig. Ons het dit nodig om daai goedjies te doen. Die naweek was vir my ook weer 'n pitstop gewees. Net om weer te sien, yes Here, yes man, jy's nog lief vir jou mense. Here, jy's lief vir mense. Here, jy wil mense se lewens aanraak. Jy wil mense se lewens genees en
Dis 'n pitstop gewees. Ons het nodig om daai pitstoppe in ons lewe ook te hê. Dawid, ek wil net vir jou lees daarso 1 Samuel 30. Hier is Dawid en hy gaan bietjie deur 'n rowwe tyd. En dit sê daarso in 1 Samuel 30. Hier is Dawid en hulle kom en hulle 'n vyand kom en vat hulle familie weg en alles en Dawid hulle kom terug van waar hulle geveg het en hulle kom na hulle familie en kinders almal is weg en dit is nie 'n goeie plek nie. En dis soos wat Dawid doen. Hy sê en Dawid het homself versterk in die Here. Dawid het eers gepitstop voor iets gebeur het. Want Dawid was ook in 'n skip op pad ergens en mense gelei, hy het gevegte geveg, hy het goed gesien, ek en jy het al daai goeders in ons lewens. Nee, maar Dawid het eers 'n pitstop gehad. Hy het hom eers versterk in die Here. En 2 versies later sê, en toe het Dawid die Here geraadpleeg. Jy sien so Dawid kon vanuit daai plek uit die Here raadpleeg. En vanuit daai plek dan hoor jy net beter. Want jy het jouself versterk in die Here. En baie keer as ek hier daai pitstop mis, dan is daar soveel goed om ons lewe, die see en die branders breek en die winde waai en die goed op die skip moet gebeur en dan sukkel ons baie keer om die Here te hoor. Partykeer het ek nie nodig om daai pitstop te kry, as ons net weer kan versterk in die Here. Want ek wil vir jou sê, mense, as jy by 'n skip is, die winde gaan kom. Die golwe gaan kom. Die Here sê so in sy woord. Hy sê die goeders gaan kom. Maar het jy daai pitstop gehad? Sodat jy vanuit daai krag uit in daai winde kan ingaan, in daai storms kan ingaan, sodat jy die Here, as jy die Here soek jy hom vanuit daai plek van krag uit. Handelinge 27 vers 4. En daarvandaan het ons afgevaar en onderkant Siprus verbygeseil om teen die wind, en die wind was teen ons. Kan jy sien? Vriende, ek wil vir jou sê, ons bly in 'n winderige lewe, 'n winderige plek. Come on, ons almal kan dit sê, nee. Die ekonomie is 'n bietjie taaf. Besigheid is 'n bietjie af oor die algemeen. Werk is bietjie besig. Almal soek hulle deel. Families vat 'n bietjie stryn, so nou en dan. Huwelike vat so 'n bietjie stryn nou en dan. Daar is winde, vriende, daar's winde wat teen ons kom. Maar gelukkig het Paul 'n pitstop gehad. En toe daai winde kom, het hy vanuit daai plek uit, het hy dit trotseer. En ek en jy het ook daai oomblikke. Ons het ook maar partykeer bietjie winde wat teen ons kom. Handelinge 27 vers 5. Ons het daarop die see langs Sicilië en Pamfilië deurgevaar en by Myra en Lycia aangekom. En daar het die hoofman oor 100 'n skip van Alexandrië gevind wat na Italië vaar en ons het daarop geklim. Vriende, partykeer verander jou skip. Partykeer verander jou seisoen. Jy klim op 'n skip en jy's op pad ergens heen en jy dink, dis my skip, dis waarheen ons gaan, dis my bestemming. En dan ergens is daar 'n skuif. Ergens gebeur daar ietsie. Ergens moet die skip dok en jy moet op 'n ander skip klim. Daar's ander markte, hulle gaan na Weskus toe. Het jy ooit 5 jaar, 10 jaar terug gedink jy gaan? Nee, jy het gedink hierdie is jou skip, Klerksdorp is die ultimate plek. Klerksdorp is ons Italië. Ons het gearriveer. Maar min wetend, die Here het nog 'n skip gehad. En jy is op 'n nuwe skip, 'n nuwe reis, 'n avontuur weer. Ek en jy klim in ons lewens, ergens gaan jy op 'n nuwe skip klim. Iets jy gaan dalk van werk verander. Jy gaan dalk trek ergens heen. Iets gaan gebeur, jy gaan iets ergens, maar ergens gaan ons ook op 'n nuwe skip klim. En ek wil vir jou sê, partykeer klim ons vrywillig op daai skip. En dis great. Ek klim op daai skip want ek voel ek het die stem van die Here gehoor. Die Here het met my gepraat, maar partykeer klim ons onwillig op 'n skip. En wat maak jy dan? Hoe tree jy op? Wat maak jy op daai skip? Nee, ek is nou nie op 'n skip waar ek wil wees nie. So, ek gaan nou nie dit nie, ek gaan nou nie dat nie. Hoe is jou hart? As jy dalk op 'n skip moet klim, wat jy nie wil wees, dan ek is seker, Paulus wou nie op daai skip, was gevangene. Pad Italië toe. Dalk wou hy nie op daai skip klim nie. Ek is seker, Paulus wou nie op daai skip, ek gaan nou vir julle wys. Paulus wou nie op daai skip klim nie.
Partykeer klim ek en jy op 'n skip wat ons dalk voel, dis nie die skip waarop ek wil wees nie. Vriende, die Here het 'n plan met jou. Die Here het 'n plan met jou skip. As jy voel jy is op die regte skip nie, die Here kan nog jou skip gebruik. Want die Here het 'n plan met jou lewe. Die Here weet wat hy vir jou wil doen. Handelinge 27 vers 9 tot 11. Kom ons lees saam daar. En omdat 'n geruime tyd verloop en die skeepsvaart al gevaarlik geword het en die vastyd al verby was, het Paulus hulle gewaarsku en gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees, nie alleen vir die vrag en die skip nie, maar ook vir ons lewens. Maar die hoofman oor 100 het meer na die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Sien, Paulus geweet, dis 'n skip wat ek nie eintlik op moet wees nie. Die Here waarsku ons, maar hy moes op die skip klim. En hoe lyk jou hart, en hoe lyk jy, as jy op 'n skip klim, wat jy eintlik voel jy nie wil wees nie, maar die lewe vat jou soontoe. En dit gebeur baie keer, dat ons ergens heen moet gaan, en dis nie iets wat ons wil doen nie. Kom ons lees, Handelinge 27 vers 14. Maar nie lang daarna nie, het 'n stormwind, wat Euroklidon genoem word, daarvandaan neergeslaan. Toe hulle op hy skip klim, toe is daar storm. Breek en hulle, hierdie storm het 'n naam gehad. Hulle het hom geken. Hulle het gesê, dis die storm, en hierdie storm se naam is Euroklidon. So ons weet in daai area is daar sulke storms. Dit klink vir my aan Jona. Hier is Jona, die Here roep hom ergens, maar hy klim op 'n ander skip. Hy is op pad ergens en wat gebeur? 'n Storm breek uit. En Jona is op hierdie skip, en omdat Jona op die verkeerde skip geklim het, suffer almal op daai skip. Almal is op daai skip. En Jona, wat maak hy? Hy gaan slaap. En hulle gooi goed oorboord. Maar op die einde, gooi hulle Jona oor, so die Here kan opdaag in sy lewe. Die Here het 'n plan met ons. Die Here is op pad ergens heen met jou. En Paulus ook hierso op 'n skip en 'n storm kom. Vriende, ek wil vir jou sê, ons almal het 'n Euroklidon wat so nou en dan teen ons kom. Ons almal het 'n storm op ons skip. En 'n Euroklidon is nie altyd negatief nie. Partykeer is dit positief. Partykeer is dit goed vir my en jou om 'n bietjie storm te hê in ons lewe. Daai storm, ek vir jou lees, ek het nou vir jou gelees van Paulus. Daai storm, laat ons net weer bietjie na God se stem luister. Want na wie se stem luister jy as jy op daai skip is? Na wie se stem luister jy? Partykeer as 'n storm kom, dan besef ek, ek moet die Here soek. Is dit nie so nie? Partykeer in 'n storm, dan soek ons weer die Here. Na wie se stem moet ons? Paulus het gepraat met die manne. Hy het gesê, ouens, moenie, daar gaan 'n storm kom. Maar hulle wou nie na hom luister nie, toe hulle nog steeds op die skip geklim. En toe die storm kom, is dit partykeer net 'n herinnering vir my en jou. Na wie se stem luister ek en jy? Deur die dag. Of het ons so afgestomp geraak, so besig geraak met die dinge van die skip, en wat op die skip gebeur, en met lewe, dat ons bietjie vergeet het om na die Here se stem op te luister. Want ons mis ons pitstoppe, en ons raak so besig, en dan mis ons, en dan gaan daar tye by, wat ons nie na die Here stem luister, en 'n storm kom aan, skielik, ons soek ons die Here weer. Want as ek bo is getuiges, en ek onder is, dan soek ek. Dit is nie maar hoe ons is nie. En partykeer kom 'n storm ook teen ons, en ek wil vir jou lees vers 18 en 19. En terwyl hulle geweldig deur die storm getuister is, het hulle die volgende dag van die vrag uitgegooi. En op die derde dag het ons hande op die skeepsgereedskap gesit en dit uitgegooi. Partykeer kom die storm en hy vat net 'n paar goeders weg waarop ek staat maak. Partykeer is daar goed op my boot waarop ek te veel staat maak. En partykeer kom die storm en hy haal net daai goeders weer bietjie weg, sodat ek weer op die Here kan staat maak. Vers 25. Daarom hou moed, manne, want ek glo God dat dit so sal wees, soos aan my gesê. Maar ons moet op 'n sekere eiland strand. Sien, hierso kom Paulus in daai oomblik. Partykeer kom daar storm en hy herinner ons net weer aan God.
En hier kom Paulus en hy sê vir die manne in daai storm, hou moed. En ons word net weer in daai oomblik herinner aan wie God is en vir wie hy ons is. En in daai oomblik soek ons weer die Here. Die storm, vat jou ook waar die Here jou wil hê. Jy sien, hulle was op pad ergens heen, maar toe die storm kom, het hulle nie keuse gehad nie. Toe moes hulle weer land ergens. En ek wil vir jou lees daar wat gebeur toe. En in vers 15. En toe die skip meegesleep is en nie teen die wind kon seil nie, het ons opgegee en weggedrywe. Vriende, partykeer moet jy net let God in jou lewe. Partykeer moet ons veg so dat ons moeg raak. En partykeer moet ons net stil raak en net sê, Here, vat my net waar jy my wil hê. Here, wat is u wil? Kom praat net weer met my in hierdie storm. Wys my net wat is u hart, Vader. Wys my net weer, Here, maak ek te veel staat op die goed in die skip. Dat ek net weer aan u staat maak, Here, vat my net weer waar u my wil hê. Vriende, ek wil vir jou sê, God se plan gaan nie verander nie. God se plan gaan nie verander nie, nee. Die storm het nie God se plan verander nie, dit het sy teenwoordigheid beklemtoon. want die Here se plan met jou gaan nie verander nie. Jy gaan net bietjie bewus raak van dit weer. Dat die Here het 'n plan met jou, hy's ergens heen, wil hy gaan met jou en hy's op pad met jou. Handelinge 27 vers 41, en hulle het op die plek, op 'n plek verval, met die see aan weerskante en die skip laat strand en die voorskip het vasgeraak en onbeweeglik bly sit. Maar die agterskip is deur die geweld van die branders uitmekaar geslaan en die ander sommige op planke en sommige op stukke van die skip. So het almal behoue gebly na die land gekom. Party het aan hierdie stukke hout vasgehou en hulle het see toe geswem. Maar hulle het behoue daar aangekom. Vriende, partykeer breek ons skip. En het voel of jy gaan verdrink, jy voel of jy gaan vergaan, jy moet vashou aan goeters, jy moet swem, jy moet strand toe gaan. Partykeer bring jou storm, ek vir jou lees 1 Johannes 5 vers 4 tot 5. Ons kyk daar. Hier sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus seun van God is? En vriende, in daai oomblik, glo dat God 'n plan met jou. Glo dat God is nie klaar met jou nie. Moenie opgee nie, vriende. Partykeer is daai storm so kwaai teen jou dat dit voel of goed uitmekaar uitval. Moenie opgee nie, hou net vas aan die Here. Hou vas aan jou geloof, want die Here het klaar hierdie wêreld oorwin. Die Here het 'n plan met jou lewe. Herinner jouself aan die plan en die woord wat die Here oor jou lewe uitgespreek het. Hou vas aan dit en sê, Here, ek het 'n woord van die Here, ek gaan deur hierdie storm kom, Vader. Jy het gesê, gaan na die ander kant toe. Jy het nie gesê, vergaan in die storm nie. En Here, ek gaan hierdie plank vas en ek gaan swem, want ek weet, Here Jesus, U het 'n plan, al sien ek dit nie nou nie. Al is ek nie in dit nou nie. Ek weet die Here het 'n plan en ons gaan ergens heen gaan. Die Here red jou nie om te oorleef nie, hy red jou om te oorkom. Ons oorkom, vriende. Ons oorkom goeters. Ons gaan deur goeters. Daar's 3 maniere hoe ons kan oorkom, en ek wil vir jou lees daarso, in Openbaring 12 vers 11. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Vriende, en dis hoe ons oorkom. Dis hoe jy oorkom in daai oomblik, deur die bloed van die lam. Jy weet dat Jesus Christus gesterf vir jou. Jesus het die oorwinning gehad. En deur die woord van ons getuienis. Ons weet wie die Here is. Ons weet wat in ons lewens gedoen het. Ons ken die woord en die beloftes van die Here en ons getuig en ons spreek daai goed in ons omstandighede. En ons herinner onsself dat Jesus die lam, wat gesterf het aan die kruis, en die getuienisse van die Here verklaar ons verklaar sy woord, sodat ons kan sterk staan en deurgaan. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. En in daai plek gee ek my oor vir die Here.
Here, kom doen wat U wil. Kom doen wat U wil, Vader, in my lewe. Kom doen in en deur my lewe. Handelinge 28 vers 6. En toe hulle gered was, het ons te wete gekom dat die eiland Melite genoem word. En die inboorlinge het ons buitengewoon menslievend bewys, want hulle het 'n groot vuur aangesteek en ons almal daarby gebring weens die reën wat gedreig het en weens die koue. Vriende, hier is jy op 'n eiland en hier kom die Here en hy steek 'n nuwe vuur aan vir jou. 'n Nuwe begin. Die Here kom doen iets nuuts vir jou. Jy het nie gewerk daarvoor nie. Jy het dit nie verdien nie. Maar jy ontvang dit. En die doel van die vuur is vir die koue. Alles het 'n plan. Die Here het 'n plan met alles, vriende. Die Here kom doen iets en hy het 'n plan daarmee. En hulle sê, hulle het 'n vuur aangesteek terwyl dit gereën het. Wie steek 'n vuur aan as dit reën? Ons het baie keer verskonings, het ons nie? Baie keer verskonings, ons nie kan vuur maak nie. Here, maar ek kan nie bid nie. Here, ek kan nie dit doen. Here, ek is skaam. Of wat ook al is jou verskoning. Hoekom kan jy nie vuur, as daar vuur is? Here, ons kan nie vuur maak nou nie. Wat is jou verskonings? Die Here wil vir jou 'n nuwe vuur gee. Dit sê ook in die 83 vertaling, sê dit mooi. Toe Moses in die woestyn is, toe sê dit, en daardie dag het Moses dieper gegaan in die woestyn in. En toe sien hy die vuur van die Here. Vriende, wil jy nie 'n bietjie dieper gaan nie? Die Here wil 'n nuwe vuur aansteek vir jou. Partykeer is ons op 'n ander skip en dinge gebeur in ons lewe en ons storms en alles. En ons kom op 'n plek waar die Here 'n nuwe vuur aansteek. Die Here doen altyd iets nuuts in 'n plek van wanhoop. In 'n plek waar jy dink, dis koud, ek's op 'n eiland, ek moenie hier wees nie. Kom die Here en hy steek 'n vuur aan vir jou. Kom ons hê nie verskonings nie. Kom ons embrace wat die Here wil doen. En dis presies wat Paulus gedoen het. Dis presies wat Paulus gedoen het. Hier soos Abraham. Abraham is weg van sy huis af, hy is op 'n nuwe skip. Abraham het nooit 'n huis gebou nie. Hy het tente gebou. Dit was tydelik. Maar Abraham het fonteine gebou en altare. Want hy het vir die koninkryk gebou. Vriende, dalk moet ons nie die skip herbou nie. Dalk moet ons die vuur embrace. Nee. Dalk wil die Here nie hê jy moet nou die skip herbou nie. Dalk wil die Here hê jy moet nou sien wat hy nuut wil doen in jou lewe. En Handelinge 28 vers 3. En Paulus het 'n klomp droë hout bymekaar gemaak, op die vuur gesit. En 'n adder het weens die hitte uitgekom en aan sy hand vasgebyt. Kom ons wees soos Paulus. Kom ons stook daai vuur. Kom ons gooi hout op daai vuur. Kom ons wees pater met die Here. As die Here 'n vuurtjie begin in jou lewe, kom ons gooi hout op. Kom ons vergeet die storm, die boot en al die sleg wat nou gebeur. Kom ons kyk wat die Here nou wil doen. Kom ons stook daai vuur 'n bietjie. Die Here wil iets groots doen, vriende. Die Here is nie klaar met jou nie. Moenie dink as die boot gesink het, lewe is verby en is klaar nie. Die Here doen nog steeds iets nie. Hy het 'n plan met jou lewe. Hy gee nie op nie. 2 Timoteus 1 vers 6. Eers dit kry hierso. Timoteus 1 vers 6. Net seker maak, reg. Seker reg. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegge van die hande. Die Here het iets in jou ingesit. Gooi vuur op, wakker dit aan. Die Here het jou iets gegee. Die Here het jou geroep vir iets in hierdie wêreld en hy wil jou gebruik. Wakker dit aan, maar kan ek vir jou een ding sê? Die vyand gaan uitkom, sodra die hitte brand. Die slang, toe die vuur brand, toe kom die slang, ek reg, want hy like dit nie. Hy like dit nie, want die storm het nie gewerk nie. Die storm het jou nou nie gebreek nie. En die reën het jou nie gestop nie. Jy het nog steeds vuur gemaak. En die vyand hou nie daarvan nie. En nou kom hy, en hier byt hy Paulus se hand. Dieselfde hand wat stok op die vuur gooi, wil die vyand kom stop. Maar ek wil vir jou sê, dieselfde vuur vernietig die vyand. Want hierso kom Paulus en hy skud die slang af van die vuur. Vriende,
omdat jy die Here kies, kom die Satan vir jou, maar omdat die Here kies, sal die Here die Satan wegjaag. En sal hy hom breek. Nee, glo net in wie die Here is. Die Here maak 'n vuur, stook daai vuur, en as die vyand kom, moenie bang wees nie, want dieselfde vuur gaan hom vernietig. Hou net aan om daai vuur te stook, moenie opgee nie, stook daai vuur. Daar was 2 Saulusse, 2 ondervindings en 2 uitkomste. Al 2 Saulusse, koning Saulus en Saulus voor hy Paulus was. Hulle het ontmoeting met die Here gehad. Die Here het hulle geroep. Een Saulus op die pad van Damaskus, 'n ander Saulus toe hy geroep is om koning te wees. Al 2 is geroep, maar het verskillend gekies. Saulus het sy eie weg gekies. Paulus het daarna gekies om sy lewe vir die Here te gee. Hy het gedoop, hy het geleer, hy het die evangelie embrace. Vriende, die Here maak 'n vuur vir ons. Kies die Here. En dit wat hy in jou lewe wil doen. En toe die inboorlinge die dier aan sy hand sien hang, sê hulle vir mekaar, hierdie man is beslis 'n moordenaar, wat die goddelike wraak nie laat lewe nie, al is hy uit die see gered. Maar hy het die dier in die vuur afgeskit en geen kwaad gelei nie, en hulle het verwag dat hy sou opswel of skielik dood neerval. Maar toe hulle lank gewag en gesien het dat niks besonders met hom gebeur nie, het hulle van gedagte verander en gesê dat hy 'n god was. Vriende, dis ons testimony. As jy deur van daai see afkom, waar die skip gebreek het, en jy gooi hout op daai vuur, en die Here begin daai vuur stook, en dinge gebeur weer, dis jou storie. Dis jou getuienis, om te sê, hou vas aan die Here, moenie opgee nie, en al kom die vyand teen jou, die vuur sal hom verdelg. Dis jou storie. Want die Here het 'n plan met jou, en hierdie is die mooi deel van die hele storie. Is hierdie die mooi deel vir my. Vers 7. Nou het die hoof van die eiland, wie se naam Publius was, in die omgewing van daardie plek 'n stuk grond gehad, en hy het ons ontvang en 3 dae lank vriendelik geherberg. En hulle het begin guns kry. En die vader van Publius het siek gelê aan koors en buikloop, en Paulus het ingegaan na hom toe, en nadat hy gebid het, hom die hande opgelê en hom gesond gemaak. Vriende, partykeer is 'n onpad 'n godpad. Want die Here gebruik daai situasie, want daar's ouens op die eiland wat nooit die evangelie sou gehad het nie, as Paulus nie daar geland het nie. Here, maar hierdie goedheid met my gebeur, Here, is negatief, is sleg, maar die Here maak 'n nuwe vuur. Die Here wil jou ergens weer gebruik. Die Here wil iets in mense se lewens doen, en hy wil dit deur jou doen. Moenie die vuur mis nie, mense. Moet dit nie mis nie. Die Here wil iets doen. Die Here is lief vir sy mense. Die Here is lief vir daai inboorlinge wat op daai eiland gebly het. En die Here was lief vir hulle, en daai skip het gebreek, en die Here het 'n nuwe vuur gemaak, en die Here het vir Paulus guns gegee, dieselfde hand wat die slang aangebyt het, op die mense gelê en is gesond geword. En daai mense kon die krag van die Here sien, omdat Paulus nie opgegee het en glo in die Here, omdat hy die vuur gestook het wat die Here vir hom gee. En mense se lewens het verander, omdat hy nie opgegee het nie. Aangehou het vashou in die Here. Toe gebruik die Here hom kragtig, en 'n eiland se mense word verander. Mense, partykeer vat ek en jy 'n ompad. Partykeer gebeur daar goeters in ons lewe. Vriende, die Here wil jou in dit gebruik. Die Here het 'n plan met jou lewe, hy gaan jou nie los nie. Hy wil jou gebruik. Stook daai vuur. En daarna het ons ook ander wat siek gehad het op die eiland, het na hom gekom en hulle is genees. En die Here het daai eiland aangeraak. Dis nie amazing nie. Soos hierdie naweek op die mannekamp, en ons het so breek, en ek sien daar sit 'n jong man daarso, op sy eie. Almal begin opstaan en rondweeg, en hy bly daar so sit, en ek voel nie die Here sê, gaan sit daar so by hom. En ek sit daar by hom, ek sê, "Boetie, jy het sê ervaar vanoggend het iets en hy begin huil." Hy sê, toe ek 5 was, het my pa selfmoord gepleeg, en hy was nog nie dood nie, toe kom ek op hom af, en ek het hom probeer aan die lewe kry. en is my skuld. Ek kon hom gehelp het, en ek het nie. Nee, en die Here kom, en hy help haar seun, en haar seun vergewe homself. Nee, is dit nie amazing nie? Daar sy lewe is met skipwrakke gesaai.
Maar hy het nie opgegee nie, want die Here het 'n vuurtjie gemaak hierdie naweek en hy het gekom en hy het hout op daai vuur gegooi en die Here het sy lewe verander. En daai ou kon daar so uitstap en jy kon sien. Jy kan mos baie keer aan 'n ou se gesig sien, die Here het hom hierso geraak. Dit is nie amazing nie, nê. En ons het geshare, die Here het gekom en daai manne se lewens aangeraak en daai middag toe sê hulle, vra hulle vir my, "Jesus, wil jy nie met die ouens praat?" Dis 'n klompie ouens wat onseker is oor hulle redding en oor die doop en dit was 'n NG Kerk se naweek gewees. Ek sê, Here Jesus, hoe kan ek met hulle oor die doop praat? Nee. Maar dis 'n vernuwe NG Kerk, maar nog steeds, jy weet, en dan staan ek daar, so praat ek hulle met hulle oor sekerheid van geloof, en nou moet ek praat oor die doop, en ek sê net, ouens, die Here gaan met jou praat vandag. Ons sê altyd, Bible plus nothing, Bible minus nothing. Ek gaan julle net deur elke skriffie hierso vat, en ek begin daai skriffie so lees, en begin met hulle praat, en die manne staan op om gedoop te word. En daar's 'n oom, hy 87 jaar oud. Nee. En ons gaan uit en daar's 'n swembad met so 'n seil op en 'n rol die seil af en dit is soos yswater. Nee. Maar die manne wil gedoop word, nee. En daai oom het niks nie, hy strip net daar. 87 in sy Adams gewaad, papa. Nee, hy's daar in daai swembad en sy seun is saam met hom in daai swembad. En ons doop daai oom, nee. En daai oom kom uit daai water uit en ek sê, prys die Here vir 'n vuurtjie wat begin het. Prys die Here vir 'n naweek wat ons hout op daai vuur kan gooi. Prys die Here vir 'n oom wat 87 is, wat uit tradisie uitkom, wat vasgevang is, nê, wat hierso kom en sy hand opsit en gedoop word. En opstaan as 'n nuwe mens om te getuig dat ek het Jesus gekies. Is dit nie amazing nie? Jaco, dis amazing. En vriende, die Here wil ons almal so gebruik, nê, almal. Nee, daar's geleenthede wat ons het waar die Here vuurtjies wil ignite. Ek en jy moet kom en ons moet dit kan sien en ons moet die stem van die Here hoor en ons moet kole gooi, papa. Ons moet kole gooi. Hey Victor, come on man. Ons is Afrikaners, nou gaan ons braai. Ons ken mos daai storie. Die Here is getrou aan jou roeping. En ek sluit af hier met Handelinge 28:13. Daarvandaan het ons omgeseil en by Regium aangekom en een dag later het die suidewind opgekom en op die tweede het ons Apulio bereik waar ons broeders gevind het wat ons gevra het om 7 dae by hulle te bly en so het ons na Rome gegaan. Vriende, en 'n wind van voor raak 'n wind van agter. En die Here kom en hy sit wind in jou seile. En hy vat jou, en jy kom uit waar jy beplan het om te kom. Die Here het 'n plan met jou lewe. Partykeer is daar bietjie van 'n detour vir ons, en dit is bietjie rof, en dit skit bietjie, en die winde, en die branders, en die kom, en ons bootjies val, en die Here vat ons, en hy maak nuwe vure, en hy doen nuwe goed, en hy verander mense hart, maar op die einde, vriende, kom ek en jy uit. En op die einde, kom ons uit, in die plek wat God vir ons bestem. Die huis wat die Here vir my en jou voorberei het. Die plek waarna ons uitsien, 'n plek in ons Vader se teenwoordigheid. Is dit nie die plek waarheen ek en jy moet gaan nie? Is dit nie die plek waar ek en jy wil wees nie? En terwyl ons hierso is, gooi ons kole en ons roei daai boot.